Geliefdes, as jy jou Bybel by jou het, blaai saam met daarna 2 Korintiërs. 2 Korintiërs hoofstuk 3. 2 Korintiërs hoofstuk 3. Jy moet die konteks van hierdie gedeelte net verstaan. Paulus kom praat hier oor die wet. Hy praat van die ou verbond wat met Moses gesluit was, wat deur die wet was. Onthou nou, in die Ou Testament, hoor mooi, is mense deur die wet gelei. Die wet het bepaal wat hulle mag doen en wat hulle nie mag doen nie. Die wet het soos 'n swaard oor hulle koppe gehang om te sê, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie. En die oomblik as hulle uitwyk of afwyk van een van daardie wette, een van hulle, dan word hulle bakslaag gegee. So die wet was eintlik daar nie net om rigting te gee, maar om bakslaag te gee. Dit was die doel van die wet. To punish. Om vir jou te wys hoe sleg jy is, hoe verkeerd dit. Jy kan my sê, maar die wet is so mooi, ons moet die 10 gebooie onderhou. Nou, dis nie net die 10 gebooie nie. Dis die wette van Moses waarvan ook hier praat. Daar's oor die 600 van hulle. Hulle het soveel reëls en regulasies gehad wat hulle as Jode moes toepas, wat hulle so vasgevang het. Hoekom dink jy het soveel van die mense dit nie gemaak nie? Want hulle kon nie by die reëls en regulasies, die normale ouens kon nie. En elke keer as jy 'n fout maak, het jy bakslaag gekry. Elke keer as jy 'n wet oortree, is jy aangekla. En vir die hele jaar loop jy met al die sondebelasting en al die hartseer en al die teleurstelling, die hele jaar lank moet jy dit dra. En een keer 'n jaar deur jou offertjie wat jy bring saam met die priesters daar by die altaar, is jou sondes vergewe. Is daar versoening gebring? Een keer 'n jaar deur 'n lam wat moes geslag word. En een keer 'n jaar het die hoofpriester toegang gekry tot die allerheiligste van die tabernakel. En net hy kon daar ingaan, niemand anders nie. Niemand kon naby God kom nie. Toe Moses die berg opgaan om die wette te kry, toe sê die Here vir hom, die volk mag nie naby hierdie berg kom nie, want as hulle voete aan die voet van hierdie berg gaan sit, dier, skaap, bok, mens, sal hulle doodgemaak word. Dis hoe dit was in daardie tyd. Imagine, ons het nog so geleef. Imagine, ons moes werk en arbei en vir 'n hele jaar wag om naby die Here te kom, as iemand tog net vir my 'n offertjie kan bring. Imagine, jy moet vir 'n jaar lank met daai sonde van jou rondloop en dit word al hoe swaar. Ons het môre gebid dat die laste van mense afval. Imagine, jy gaan nie groot genoeg bakkie hê nie om al die goed te dra nie. En oral waar jy gaan, volg dit jou. En oral waar jy kom, is dit met jou. En jy word die hele tyd aangekla, jy's 'n moordenaar, jy's 'n hoereerder, jy's 'n vloek, jy skel, dronkenskap, you name alles, jy's onrein. En dit loop saam jou die hele tyd. Ek dink jy baie mense gevoel, maar ek wil nie meer die Here dien nie, dis te moeilik. Dit was moeilik geweest. So Paulus praat in Korinte, hy praat oor die wette van Moses. Hy sê, dit is soos 'n sluier wat oor hulle koppe gekom het. Hulle was blind. Hulle kon nie die waarheid sien, want hoekom? Hulle was nie vry nie. Maar die wet maak jou nie vry nie. Die reëls en regulasies wat ons hier gekry het, maak ons nie. Nou sê dit nie, omdat ons in die Nuwe Testament is, dat dit nie meer geld nie. Maar die Here het gekom en sê, ek het 'n nuwe hart, nuwe wet vir julle gegee. Wat is dit? Die wet van liefde, julle mekaar lief hê. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Dan kom hy en sê, ek vat nie die wet van Moses weg nie, ek vervul hom. En hy sê, deur liefde. Enigste en die grootste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê, dan sê hy, en jou naaste soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet van Moses. Liefde dra die hele wet van Moses, want hoekom? Liefde het 'n plek en 'n geleentheid vir jou gegee om in te gaan in die teenwoordigheid, om tot God te nader, sodat jy kan kom en sê, ek is jammer, ek het 'n fout gemaak, vergewe my. Deur die kruis, toe die voorhangsel geskeur is, en ons kom tot inkeer, het ek toegang gekry tot God.
Want die Bybel sê, ons was eens ver van God af gewees. Amen. Ver van die Here af. Maar deur Christus het ons naby God gekom. Imagine dit. As ek nou vanmôre vir jou sou vra, wie het God al gesien? Fisies, jy God gesien het, in 'n droom. Maar min van ons het God al gesien. Woord van die Here sê, jy kan God nie sien in my lewe nie. Jesus gesien, en wat ander het dalk vir Jesus gesien of engele gesien. Dis so. Maar imagine as ons God die hele tyd kan beleef en die hele tyd in sy teenwoordigheid kan loop. En Paulus spreek daardie aan van wettisme en vryheid. Liefde en haat. Want dan as jy God nie lief het nie, dan haat jy hom. Nee, maar ek haat nie die Here nie. Wel, dis of liefde of is haat, daar is nie 'n middeweg nie. Jy doen of wat reg is of jy doen wat verkeerd is. Lig of duisternis, die Here sê dit in Openbaring. Ek hou nie van 'n draadsitter nie. Jy kan nie lou wees nie. Jy dien my of jy dien my nie. Jy het my lief of jy haat my. Kom ons lees hier in vers 16 van hoofstuk 3 van 2 Korintiërs. Kom ons begin by vers 14, ons gaan tweetjies op, hy sê, maar hulle sinne is verhard, maar tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking van wat in Christus vernietig word. Hy sê, so elke keer as hulle die wet gelees het, was daar 'n sluier, 'n bedekking oor hulle. Maar in Christus het God die bedekking weg. Kyk vers 15. Ja, tot vandag toe wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle harte. Jy mag nie dit, jy mag nie dit, jy mag nie dit, jy mag nie dit nie. Dan dink die mense maar, wat mag het? Dit was so swaar gewees om die Here te dien, dat hulle dit nie kon maak nie. Daar's 'n bedekking, daar's 'n swaar woord, hulle het sulke laste gedra van hulle sondes en omstandighede. Hulle kon nie naby God kom nie, hulle kon nie eens met hom praat nie. En ek en jy het deur die kruis van Golgotha toegang gekry tot God, en ons gebruik dit nie. As jy vandag 'n Jood sou kry en vra vir hom, wat is sy grootste begeerte? Al is hy bang om God te sien, om na hom te sê, I want to be close to my God. Want hulle het nie 'n verhouding met God soos ek en jy nie, en hulle honger daarna. Hulle sien uit daarna, maar ek en jy wil dit misbruik. Gebruik dit nie. Hy sê vers 16, en dis belangrik, maar wanneer hulle tot die Here bekeer, word die bedekking weggeneem. So, wanneer word hierdie sluier vir my al weggevat? Wanneer ek my bekeer tot die Here. So daar was 'n sluier, daar was 'n las, daar was sonde, en toe kom die Here deur my bekering, deur die Heilige Gees, deur Christus, en hy sê, het ek die bedekking oor julle weggevat. Die bedekking wat Moses ook gehad het. Nou in Exodus, lees 24 en Exodus 34, waar hy die wette gekry het. Hy het die eerste keer die wet gekry, toe kom hy daar af van die berg af, toe sien hy die goue kalf wat gebou is, toe slaan hy die wette dood, die 10 gebooie, en die Here stuur hom later te weer op. En sê, kom weer, maar hierdie keer gaan jy dit uittik. En hy het tik masjien gehad, of 'n laserwriter, nee, hy moes dit met 'n Amerikaanse en byteltjie daar uittik, of hoe dit ook al sou wees, ons weet nie, maar hy moes weer die wette tik, en skryf, op baie tablette. Dan sê vers 17, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So hoor mooi, die Here is die Gees. Vader, Seun, Heilige Gees is een. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid. Nou, ons het mooi vertaal, ek onthou toe ons jong was, ek was hier, net so aan die kant Witrifuur. Was ek daar by daai hotel, was toe 'n sendingskool gewees deur die jare. En ons was daar as sendelinge, ons het daar gewerk, klomp jong mense daar in die hotel gebly en ons sendingwerk gedoen. En toe het seker jong mense in die kombuis ingegaan en van die kos en die koeldrank gesteel. En toe hulle gevang is, toe gebruik hulle hierdie vers, sê maar, weet jy wat, nou dat ons in die Here is ons vry om te maak net soos ons wil, daar's geen veroordeling meer op ons nie. Totaal uit verband het gaan. Want elke keer as jy sondig, elke keer as jy teruggaan na die wêreldse goed, dan bring jy weer die sluier terug op jou man.
Jy gaan weer terug in die Ou Testamentiese reëls, dan sal weer 'n las en 'n straf vir jou, tot jy jou bekeer. So die woord sê, wanneer ek my bekeer, kom die Here en hy haal die sluier van ons af, dat ons kan sien wie God werklik is en wat hy is. Want hy was ver van ons af, en skielik deur die verwydering van die sluier, het my oë oopgegaan, my ore, en ek kan sien wie God is, en skielik word God vir my 'n pa. En hy word nie meer 'n tigmeester. Hy loop nie die hele tyd rond met 'n lat, en slaan, en dis wat presies Paulus gesê, die wet het geword soos 'n onderwyser met 'n lat. As jy iets verkeerd doen, dan tik hy jou. Dan slaan hy jou. En dis ons ervaring baie keer as kinders van die Here met God. Ons ervaar God kyk die hele tyd uit die hemel uit, waar ek verkeerd doen sodat hy my kan piets. En dis nie die waarheid nie. Wanneer jy in Christus is jy vry, en ek het die woord gaan opsoek, nie vry om te maak wat jy wil nie, want dis wat ouens dink. Ek kan maak wat ek wil, want die Here klaar vir my sondes betaal. Nee, daai woordjie vryheid beteken eintlik liberty. We are liberated. Dis 'n mooi woord. Beteken jy word gelibereerd van iets af na iets toe. Jy word van iets anders afgevat, jy word vrygemaak van dit en jy word iets nuuts gegee. Dit is liberty. Jy ontvang iets nuuts. Jy is nie meer in die ou en nie. So hy kom en sê deur die Here is die Gees en wat die Gees van die Here is daar liberty, dat jy kan onthou waar kom jy vandaan. Waarvan het God jou losgemaak? Waarvan het hy jou vrygemaak? Wat was jou verlede gewees? Wat was jou omstandighede? Jy was in die modder soos 'n vark gewees en die Here het jou uit die modder gehaal. Hy het nie net jou in die modder gehaal nie, hy het jou varkkultuur verander na 'n seun van God toe. Kom aan mense, hy sê vir die ouens, hy sê, julle is soos klomp honde, wat elke keer teruggaan na julle eie braaksels toe. Dit klink snaak, dis wat 'n hond doen. Hy gaan terug na sy eie braaksel toe en eer. Dis so erg dit vir Paulus, hy sê, julle is vrygemaak deur Jesus Christus in die Gees, maar julle lewe terug in die ou mens, met julle sonde en julle omstandighede, dis soos 'n hond wat teruggaan na sy braaksel toe. Dis hoe die vergelyking wat hy gebruik. Maar hy sê, die Here het gekom deur sy Gees, en het julle gelibereerd van daardie lewe, van die varkhok, na kind van God toe. Jy moet jou natuur verander deur die Heilige Gees. Hoor mooi, jou natuur, jou leefstyl. Jy kan net sê, Here vergewe my, halleluja, amen, ek sla sorry vir al my broer, dan gaan jy weer aan nie. Nee, God moet jou natuur verander en dit kom deur die Heilige Gees. Wanneer God die sluier oplig en jy kan sien wie jy werklik waar is. Waar was jy? Waar is jy vandag? Jy sien baie mense is soos 'n vark. Kry die oulike klein pink varkies met hulle strikkies wat in die mense se huis was, ek oulike varkies. Ek onthou Natanie en sê, "Ag, is cute, ek wil hier moet hê." 'n Vark bly 'n vark. Bacon is bacon. Jy kan dit nie change nie. Hy word nie skielik skaapchops nie kom nie. Hy's 'n vark. Jy kan 'n vark mooi aantrek. Jy kan hom was. Jy kan hom skoon, jy kan hom parfuum smeer. Ons was gister. Het jy nog die storie gehoor van iemand is soos 'n laventelhaan? Hy ruik soos 'n laventelhaan. Ek het soos een geruik gister. Weet julle hoekom? Ons stap verby die parfuumwinkel. En ek sê vir Nanet, liefie, ek het hierdie plek gesoek, ek het geskyk. Hy was altyd hier by Pick n Pay gewees, jare terug. Ek wil vir jou parfuum koop, kom kies vir jou parfuum. Nou weet jy wat gebeur, daar staan honderde testers. Hierdie kant vir die dames en hierdie kant vir die mans. Nou gaan ek en sê ek vir Daniel, kies vir jou ook enetjie. Papa gaan jou bless vir jou verjaarsdag met 'n lekker ondenlike parfuum. Kwaliteit. Geliefdes, ek was getest. Ek het van daar tot daar, is ek gespuit om te test. Nanet se arms, Daniel se arms. Ons stap daar in Checkers en Nanet sê, ek kan hierdie reuk nie meer vat nie. Ek is gespuit met hierdie parfuum. Loop soos 'n laventelhaan rond. Maar dit is presies wat die Here wil in die oomblik as God jou verander en jou vul met die Heilige Gees, word jy 'n lieflike geur, sê Paulus. En daarom kan jy nie 'n vark 'n mens maak nie.
Wanneer hy vark mooi gespuit en geparfumeer, hy ruik soos 'n laventelman, hy lyk soos een en al, en hy is pink en mooi en oulik, die oomblik as jy daai voordeur oopmaak, en daar's 'n modderplas, dan hol hy vir die modder, en hy rol daarin, al sê jy, ek het nou net hierdie vark gewas. Hy's nou skoon gewees, hy het lekker geruik. Dis die identiteit van die wêreld en die vlees, en dis die identiteit van Satan in hierdie wêreld, dat jy kom, jy dink jy's bekeer, jy lewe oulike lewe, maar jy het nie volkom jou hart vir God gegee nie, jy het nie tot inkeer gekom nie, jy het nie omgedraai en weggestap nie. Jy het omgedraai met stilgeslaan waar jy is. En jy lewe tog maar in die verlede. Jy lewe nog onder die son. Want hoekom? Christus het my vergewe. Ek sê nou vir jou, en ek sit my galle op. Daai vark gaan vol modder wees, en jy gaan hom weer moet was. Nou kom Paulus en hy sê, ons het nie meer daardie karakter nie. Ons leef nie meer so nie. Dis nie wie ons is nie. Ons is gewas deur die bloed van die lam. Ons is gereinig, ons is geheilig. Ons is kinders van God gemaak. Jy is na die beeld van God gemaak. Jy het nie meer die vark natuur nie, veronderstel om te hê nie. Want een ding waarvoor 'n vark goed is, en dis lekker byt. Varke was ooit gemaak vir troeteldiere. Was gemaak om te eet. Maar jy sien ons, dis lekker om 'n vark te wees. Dis lekker om die modder rond te hol. Dis lekker om vuil te wees. Dis lekker om te stink. Maar nou kom Paulus sê, want die Here het die bedekking afgevat deur bekering, die sluier is af. Dat jy kan nie net vry wees, but you are liberated from one place to another. Van een koninkryk na 'n ander koninkryk, die koninkryk van lig. Jy kan nie meer so optree nie. Jy kan nie doen wat jy gedoen het nie, jy kan nie praat wat jy gepraat het nie. Jy kan nie leef soos jy geleef het nie, jy moet verander, dis liberation, anders is jy nie vry nie. Dan is jy nog vasgevang deur die werke van die bose en die natuur van hierdie wêreld wat hulle sonde noem. So ek wil vanmôre vir sê, you are liberated. As ons net gou Johannes 4 vers 24. Ek het vir laas Sondag gepraat oor Johannes 4 in die begin. Nou praat vir 24 sê hierso. God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Hoor mooi. Ek het laasweek vir jou gesê, word gevul met die Heilige Gees. Nou kom vanmôre vir sê, jy moet deur die gees van die Here begin leef. Mense moet sien jy die Heilige Gees in jou. Hulle moet sien hoe jy optree, hoe jy praat, wat jy dink, jou leefstyl, dit kom uit jou uit, because you are full of the Holy Spirit, en daardeur is die sluier af. Hoekom dink jy dat Moses 'n sluier gedra toe hy van die berg af kom? Hy het 'n sluier gedra. Hy het homself bedek. Soos hierdie Arabiese vrouens. Hy het so ding oor sy kop gegooi. Want toe hy op die berg was hy in God se teenwoordigheid gewees. Weet julle, hy was vir 40 dae daar gewees? 2 keer. In Hoofstuk 24 en Hoofstuk 34, 2 keer. Nou sê die woord in Hoofstuk 34, en hy het nie geëet of gedrink nie. Medies gewys, Kobie, kan jy nie leef as jy vir 40 dae nie eet of water drink. Daar sit 'n dokter. Gaan jy dit kan maak as jy 40 dae nie eet of wat? Jy kan nog wegkom met kos, né? Maar as jy nie water inkry nie, gaan jy dit nie maak. Vir 40 dae is Moses die berg op saam met God. En hy kom af en hy skyn so. Maar met tyd het die skyn weggegaan. Hy het 'n sluier gedra dat die mense nie kan sien, die heerlikheid verdwyn nie. En hoekom? Hy was in God se teenwoordigheid en in sy teenwoordigheid het hy begin blink en shine. Die heerlikheid van God het op hom gekom. Maar omdat die Heilige Gees nog nie daar was, wat inwonend was nie, maar oor hulle gekom het, was dit tydelik verraad. Want in die Ou Testament het die Gees oor hulle gekom, maar die Gees het nog nie binne in hulle gewoon nie. Hy het eers in Handelinge in ons begin woon. Toe die Handelinge dooping kom deur die Heilige Gees, toe word dit 'n permanente heerlikheid wat in ons bly. Want hy sê dit hierso. En terwyl ons met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van God aanskou, hy sê, ons het 'n onbedekte gesig en ons kyk in 'n spieël, dan sien ons die heerlikheid van God. Dis wat hy daar sê. Hy sê dit nie anders nie. So wat sê Paulus? Hy sê jy kyk in 'n spieël en wat jy in die spieël sien is jouself. En dan kom hy sê
Ek wil julle moet mooi kyk. Want toe julle tot bekering kom en die heerlikheid kom oor julle en die sluier opgelig en julle word gevul met die Heilige Gees. Onthou, Paulus praat met kinders van Here wat klaar gedoop is met die Heilige Gees. Praat met nuwe kinders nie. Julle is gevul met die Gees. Die sluier is af. Julle wandel in God. Hy sê, nou dat die sluier af is, jy kyk in 'n spieël. Nou sê Paulus, nou sien ek die heerlikheid van God. Hoe werk dit? Hoe kan ek in 'n spieël kyk en ek sien iets anders wat ek is? Hy kom eintlik en sê, kyk mooi. Wanneer jy in die spieël kyk, is jy veronderstel om die heerlikheid van God in jou en op jou te sien. It is possible through the Holy Spirit. The more time you spend with God, the more you in the presence, die meer jy in die allerheiligste instap, soos daardie priester, en by sy voete sit, kom die heerlikheid van God oor jou, en jy begin te skyn, jy begin te omvorm, jy word later soos dat Jesus is, en as jy daar uitkom, dan skyn jy van die heerlikheid, en as jy in die spieël kyk, jy sien jy, ek sien die heerlikheid van God, wat op en oor my is. Want dis waarvoor God ons geroep het. We need to shine. Dit wat binne is, geliefdes, moet uitkom. Maar ons sit soos 'n stooppot, ons sit 'n deksel bo dit, dat mense nie kan sien en weet nie. Jy het geen rede om skaam te wees oor wat in jou is nie, sodat die wêreld kan sien nie. Die rede hoekom jy skaam is oor die gemors wat jy heel waarskynlik aanvang, en omdat jy nog soos 'n vark lewe, en as jy skaam oor die heerlikheid van God, nou kyk jy in die spieël, in plaas van jy die heerlikheid van God sien, sien jy 'n pink vark. Kom aan. Jy sien al jou vuil werke, jy sien al jou sonde, jy sien al jou ongeregtigheid, jy sien al jou probleme in hierdie spieël, sien jy jouself en sê, kyk daai gemors wat daar staan. Ek val uit mekaar uit. In plaas dat jou geestelike oë oop is om die heerlikheid van God te sien, want die werk wat God in jou begin het, gaan hy klaar maak. Be filled with the Holy Spirit, sê, maar leef, hy sê, hulle wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is kinders van God. Kom aan mense, ons word gelei deur hierdie wêreld en sy begeertes en sy sondes. Ek moet vanmôre bely, dis min wat die pastoor bely. Ons was Saterdag daar by die mall gewees. Ons ry in daar by die Lange Mall, daar van die Slipway af. Hier staan 'n man met sy taxi in die pad. Niemand kan verbygaan nie, hy staan daar aan chat. Hy het vir my dul langs die pad opgechat. Nie 'n flikker of hy staan net daar aan chat. Dis later 'n minuut, 2 minute, ons staan daar. Klomp karre agter ons, ouens druk hoede. En eventually besluit hy om weg te trek. En skryf, jy kan nie hier park nie. What's your problem? What's your problem? En ek bid, ag sê Here, mag u heilige vrees en krag nie oor my kom nie, want dan spring ek uit hierdie ooit uit vanmôre. Ek was geïrriteerd oor die feit dat iemand arrogant is, oor wat hy verkeerd doen reg is. En dis okay. Die arrogansie, dit is by ons ook, die arrogansie wat ons het, as ek verkeerd doen, dan dink ek is okay. En ek klap God in die gesig met my ongeregtigheid en my sonde, en ek leef nie deur die Gees nie, maar ek leef deur die vlees. En ek sê, en elke keer as jy deur die vlees leef, word die sluier weer toegetrek oor jou. En jy kan nie na die spieël sien wie jy eintlik geroep is nie, want jy is geroep om die heerlikheid van God uit te straal en uit te leef. You are called for great and mighty things. Want die Gees van die Here wil deur jou leef en hy wil jou gebruik in hierdie wêreld verskil te maak. He has called you for greater things. En baie keer moet jy in 'n spieël kyk, hoekom? Om te sien hoe jy lyk. Want as jy nie by die spieël 'n draai maak nie, jy gaan vanmôre werk toe, dan gaan die ouens jou vra, het jy vanmôre in die spieël gekyk? Nee, hoekom? Ek sê, het jy geweet, jou hare staan vanmôre nog so? Het jy môre gesien toe jy daar uit die kamer kom, jy nog jou pyjama hemp aan? O nee, tog, ek het nie gesien. Hoekom? Jy het nie in die spieël gekyk nie. Jy het nie in die refleksie gekyk nie, en dis die probleem. Die vyand wil hê, jy moet in die spieël kyk en die ou sleg en lelike mens raak sien, die sondaar. Maar Christus het gekom deur die Heilige Gees dat jy in die spieël moet kyk en sien wie hy is. Jy moet jou attitude en gesindheid verander en in die Gees begin wandel, dat jy in die spieël kyk en sê, Here, ek is meer as oorwinnaar. I'm more than a conqueror. Here, ek is 'n gesalfde, ek is 'n geliefde. Ek is 'n kind van God, hy het my uitgekies, ek is sy oogappel. Hy maak my die kop en nie die stert nie.
Die Here seën my, hy maak my voorspoedig, die Here genees my. Ek is 'n kind van God, ek sit by die Vader by sy voete, dis wie ek is. Dink jy, is dit alles wat jy sien? Dis wat jy moet sien. Jy moet bid dat die Here die sluier van jou afhaal, dat jy kan sien wie jy werklik waar is, want die vyand wys vir jou iets anders. I'm not good enough. I'm a failure. Ek gaan dit nie maak nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek het te veel sonde, ek het te veel ongeregtigheid. Ek is 'n mislukking. Ek kan nie vir my vrou sorg, ek kan nie vir my kinders sorg nie. Ek maak dit nie by die werk nie, ek maak dit nie by die skool nie. Ek kan nie. En dis wat jy die hele tyd in die spieël sien. In plaas van die heerlikheid van die Here, wat die Gees van God is wat in en deur jou woon. En terwyl ons almal met onbedekte gesig kyk, mooi, as af die sluier, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid wat deur Christus in die Here die Gees is. Hy sê, wanneer ek in hierdie spieël kyk, dan sien ek die probleem, dan begin ek verander na die gedaante van God, die heerlikheid van God. Jy moet baie keer in die spieël kyk en sê, wat is fout? Jy moet baie keer die vraag vra, wat is fout? Jy moet baie keer op 'n punt kom en sê, is ek nog op die regte plek? Doen ek op die... Jy moet kom en sê, maar Here, hoekom het hulle dit en ek het dit nie? Here, hoekom gaan dit goed met hulle? Here, hoekom wandel hulle in die Gees? As hulle bid, gebeur goed. Here, dan gaan die Here vir jou sê, kyk 'n bietjie in die spieël, wat sien jy? Nee, Here, as ek in die spieël kyk, sien ek net sonde en gemors en 'n mislukking. En die Here sê, kom sit op my voete. I want to teach you something. I want to explain you the gospel. Dan gaan hy vir jou sê, onthou jy die kruis van Golgotha? Onthou jy die werk wat my seun aan die kruis gedoen het? Toe hy by die kruis gehang het, het hy die deur in die weg oopgemaak na my toe, sodat jy kan inkom na my toe, en by my voete kom sit. Hy sê, wanneer laas het jy by my voete kom sit? Maar hoe meer jy by my voete kom sit, hoe meer begin jy verander na die beeld van my seun, hoe meer begin die heerlikheid op jou neerkom, hoe meer kom die Gees van die Here oor jou. Ek wil vandag vir jou sê, die Gees van die Here is in jou, but you need to unlock it, and it only happens at the feet of God. Hoe meer jy tyd met God spandeer, hoe meer begin God goed openbaar. Hoekom dink jy? Here, hoekom kan hierdie ouens die woord so verstaan, dat jy praat met hulle sien goed en ervaar goed, en nie ek nie? Maybe it's time for you to get back on your knees before God. Want die Here maak die uitnodiging, hy sê, kom, kyk in die spieël, en wie is die spieël? Jesus Christus, God sê, kom sit op my, en ek wys jou my seun, en as jy nou in kyk, soos 'n spieël, dan sien jy, daar's nog 'n probleem, Here, help my, verander my, Here, genees en herstel my. Want hoekom? Daar's vrede by die teenwoordigheid van God, geen oordeel nie. Geen veroordeling, die vyand veroordeel en oordeel, maar God kom en maak ons vry deur sy Gees en deur die seun wat klaar die prys in die kruis betaal het. You are born free, sê die Bybel, veronderstel te wees. Maar ons eie omstandighede, ons eie toedoen, sit ons nie by die voete nie, en as ek by die spieël kom, dan sak ek net my kop en sê, ag Here, armsalige ek, Here, kyk alweer, ek sukkel, Here. En die duiwel sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan dit nie maak nie. God het jou nie lief nie. Sê jy wat nie vir my kom speel nie, sê. Maar vanmorgen kom die Here en sê, deur jou wedergeboorte het ek die sluier gelig, begin dit net raak sien. Toe jy God gekies het, het ek dit weggevat, die wyl, die gordyn is oop, dat jy in die allerheiligste gaan instap. Wanneer gaan jy instap? Kom aan, geliefdes. Wanneer gaan jy instap? Wanneer gaan jy kies dat al die goed wat wêrelds is, nie belangrik is nie? Want hoe meer jy tyd met die wêreld spandeer, begin jy soos om lyk. Dis ook as jy in die spieël kyk, dan sien jy die wêreld. Sien, wow, dis 'n probleem. Maar ons moet in gedaante verander na die Gees van die Here, na die beeld van Jesus Christus. So jy het nodig om uit die modder uit te kom. Jy het nodig om met die Gees van God gevul te word. Jy het nodig om in die Gees te wandel, die Heilige Gees wat ons toegang. Die Heilige Gees, broeders en susters, vat ons in sy teenwoordigheid in. As jy nie 'n verhouding met die Heilige Gees het nie, hoe gaan jy daar kom? Dis 'n gesukkel. Dis hoe mense sê, ek bid, niks gebeur. Ek sit, ek ervaar niks nie. Hoekom? Only by the Holy Spirit.
groot godsman wat al oorlede is, het een keer gesê, voor sy sterwe, toe hom vra, as jy weer kan oorkies, na al jou suksesse, al jou crusades, wat sê jy weer oordoen? Toe sê hy, meer bid, Bybel lees, minder crusades doen, en meer uitgaan, en vir die Here goed doen, want ek het God gemis. Yes, het was nice, mense tot bekering kom hier die wêreld vol getoer, hy was famous. Ek het nodig gehad om meer met hom te praat. Om meer tyd te spandeer in die woord, en meer verhouding met die Heilige Gees te doen. En nou, as daar die godsmanne waarna ons opkyk, dit sê, dan moet ons iets leer en sê, why are you running after the word? Hierdie wêreld, hoekom was ons hierdie wêreld aan? Hoekom ons famous wees en belangrik? Hoekom ons goeders bereik wat nie meer sin gaan maak, die geliefde? Dan gaan die dag oor net gaan verdwyn. Dit is nie meer belangrik nie. Dan gaan jy sien, as jy voor die Here staan in hel, it is nothing. Want wat kan jy voor die altaar bring? Want Paulus kom en ek sluit met af, hy sê, die hele bou op hierdie aarde met hooi, gras en stoppels. En party bou met goud en silwer en edelgesteentes. En hy sê, al ons goeie dade, wat ons dink goeie dade was, en goeie werke, gaan deur vuur heen getoets word. En net dit wat by staan, sal vir God aanvaarbaar wees. So jy kan voor God kom staan en sê, Here, hier is my hele bondel, hier is my hele Kersmissak, met alles wat ek gedoen. Sê die Here, goed, baie dankie, maar kom ons toets dit gou. Engel, vat gou hierdie sak, en gooi hom daar in die louteringsvuur, dat het brand, dan kyk ons wat bly oor. En dit wat oorbly, is werd. Net goud en silwer en edelgesteentes gaan bly staan. Waarmee is ons besig om te bou op hierdie aarde? Word hierdie wêreld vir ons so belangrik, en sy eer en sy roem en sy aansien, dat ons God mis, dat ons nie kan in die spieël kyk en sien wie ek eintlik is nie. Ek is eintlik 'n kind van God, met die heerlikheid van die Here in my. Die Gees van God woon in jou, in sy volheid. Let him come out. Let him come out. Laat hy uitkom. Want jy sluit hom toe daar binnekant, jy is gevul met die Heilige Gees, jy sluit, laat hom uitkom. Laat die Heilige Gees leef soos of God wil hy moet leef deur jou, laat hom toe, let him go. Laat my altyd dink aan daardie film, wat ek baie van hou, die fliek van Secretariat, daai resiesperd wat die 3 groot crowns gewen het deur die jare. En met die laaste resies, toe spring hierdie perd weg, bonatuurlik. Hy het nie terughou, hy het altyd al sy reise terughou en agtergehardloop, dan kom hy daar van agter verby, dan wen hy. Elke keer sê sy eienaar, dit sien nie tergend gewees vir haar. En die laaste resies, hulle noem die Triple Crown, die groot ene, 'n lang resies. Toe trek daai perd weg en hy hol voor, en hulle sê, hy gaan dit nie maak nie. Jy kan nie voorweg spring en voorbly nie. En toe bestaan om te sê, hierdie vrou, as senuwees is klaar. En sy vra, wat maak hy? Toe besluit sy bestaan, sy sê, Ronnie, let him go. Los hom, laat hy hardloop. Laat hy sy wedloop hardloop. En hy het met 32 lengtes gewen. Vanmôre is dit nodig vir jou, om die Heilige Gees aan jou te laat gaan. Dat hy die wedloop saam met jou hardloop. Moet hom nie inhou nie. Start running the race. Let go. Hardloop. Want jy kan dit nie alleen doen nie. Jy het die Heilige Gees nodig. Release him, unlock him inside of you. Open yourself up, is die Heilige Gees iemand in my woon. En as jy nie die Heilige Gees het nie, moet jy moeite doen om die Heilige Gees te ontvang. As jy nie weet wat dit is, jy kom praat met my. As jy nie gevul is met die Heilige Gees of gedoop is nie, kom praat met ons. Dat is vir jou bid. Handelinge 2. Die dooping van die Heilige Gees op die kinders van God.